Mense, goeie môre en welkom by Koffietyd hier by die Rots saam met my Frik Weideman. Mense, toe ek vanoggend hier by die Koffietyd Rots stop op hierdie pragtige woensdagoggend en ek kyk so na die berge en die mooi van Namakoland en die blommetjies wat opkom. Kyk byvoorbeeld hier agter my. Maar toe ek opkyk en ek sien die blou hemel en die wit skakering van ligte wolke, dit lyk amper soos 'n skildery. Toe besef ek, wow. En dit kom sommer by my op, Hebreërs 2 vers 6, om te sê, Abba, iemand het eers getuig en gesê, wat is die mens dat u met hom bemoeienis maak? Wat is die mens se kind dat u ons besoek? En ek dink dis wat Dawid gesê het een aand toe hy, ek dink is in Psalm 8, toe hy uitstap op die balkon en hy kyk na die sterre hemel en die ontsaglike skepping van ons hemelse Vader. En Dawid sê, wie is ek? Wie is ek? En ek dink dis 'n goeie vraag hier by Koffietyd om vandag te vra. Wie is jy? Wie is ek? En dan kom die volgende vraag, Abba, wie is ek dat u met my bemoeienis maak? Ek bedoel, u is die skepper God van die hemel en die aarde. U is die alomteenwoordigende Elohim. U is Kadosh, u is heilig, u is soewerein. En u dink aan iemand soos ek. Wie is ek? Ek dink dit is 'n belangrike vraag, want die wêreld dikteer op hierdie stadium die belangrikheid van die mens. En dit gaan rondom die mens en elke een probeer om self te bewys. En die omstandighede en die besighede en die samelewing dikteer dat mense soek titels. Mense soek aanstelling. Mense wil in die regte dorp bly, in die regte huis bly, in die regte straat, die regte adres. Ons wil die regte karre ry, ons wil die regte klere aantrek en ons wil die regte of die hoeveelheid volgelinge hê op sosiale media en daar's 'n klomp dinge wat ons wil hê. Maar wie is ek en jy? En ek wil jou nooi by die Koffietyd Rots en hier kom weer 'n klompie mense met Sukkot 2026 hiernatoe. En as ek hier staan, dan besef ek hoe klein is ons. Hoe klein is ek? En ek wil vandag verklaar op kamera, ek is niks sonder hom nie. So Frik, wie is jy? Ek is op hierdie aarde geplaas om hom te behaag, om sy woord te verkondig, om die waarheid te verkondig. Ek is nie hier vir die mens nie. Ek is hier om die mens te help om te weet wie is skepper God van hemel en aarde, Jotai Wafai die Almagtige. En toe ek vanoggend hier sit en ek kyk en sit met my arm so gevou en ek bid vir mense hier by die Koffietyd Rots. Toe dink ek aan Yeshua, wat nooit aanspraak gemaak het op sy titel nie, op sy heerlikheid nie, nooit nie. Hy het hom nie self gaan aanstel nie, hy het nooit gesê hy's 'n rabbi nie. Hy het wel vir die vrou gesê van Samaria, toe sê hy vir haar, ek is die Messias, geef my water om te drink, maar hy was nooit aanstellerig gewees nie. Hy het nooit sy heerlikheid aangegryp, soos wat ons smag na titels en belangrikheid en volgelinge en geld en die regte adres en die regte klere, die regte karre nie. Hy het gekom om te dien. So wie is ek en jy? Hy het gekom om gehoorsaam te wees aan die woord tot die dood toe. Hy het die prys betaal vir my en vir jou. En nou kom die vraag, Abba, wie is ek? Ek weet wie hy is. Hy is die Messias, die gesalfde. Hy is Elohim in die vlees. So, as ek en jy vandag hier by Koffietyd vra, wie is ek? Is ek iemand wat deur die wêreld gedefinieer word? Is ek iemand wat reageer op ander mense se opinies? Of is ek 'n man of 'n vrou, 'n seun en 'n dogter, wat geroep is deur Jotai Wafai die Almagtige om in sy roeping te staan, om sy koninkryk uit te bou, om op te staan en uit te staan vir hom, om ons nie te skaam vir sy woord nie. Wie is ek en jy? En waarmee is ons besig? En ek wil vandag vir jou sê, ons waarde lê nie in 'n bankrekening, of in 'n posisie, of in ons beroepe, of selfs in mense se opinies oor ons nie. Ons waarde lê in ons koning, in ons verlosser, die bruidegom, die Messias. En hy dink nou aan my en aan jou. So dalk sit jy in 'n hoofstuk in jou lewe, maar jy sien nog nie die volgende hoofstuk raak nie. Hierdie hoofstuk is vir jou hopeloos. Jy weet nie hoe gaan jy uitkom nie.
Jy's dalk miskien op moedverloorse vlakte, en jy wonder, waar is hy? Ek wil vandag vir jou sê, wie is die mens, dat hy met ons bemoeienis maak? Hy weet wat deur jy gaan, hy ken jou trane, hy ken jou stryd, hy ken jou vrese, hy ken jou worsteling. Jy moet weet vandag, jy is die kroonskepping, terloops. Jy dra sy gees, want jy is die tempel van die Heilige Gees. Moet dit nie vergeet nie. En dis hoekom toe ek hier kom, toe vra ek net, Abba, wie is ek, dat U met my bemoeienis maak? Mense, ek haal asem. As ek nie suurstof inkry nie, gaan ek dood. As my hart nie klop nie, gaan ek dood. Wat is die mens? Hoekom dink ons het gearriveer? Hoekom dink ons is groter as hy? Hoekom kom ons in rebellie teen sy woord? Hoekom is ons nie gehoorsaam nie? Maandagmôre se bakkie boodskap, hoekom is ons so hardkoppig? As ek en jy vandag die vraag kan antwoord, wie is ons, dat U met ons bemoeienis maak, dan het ons eintlik 'n enorme verantwoordelikheid. Nommer 1, ons moet sy karakter gaan uitleef in hierdie wêreld, wat tans verdrink in duisternis en ongeregtigheid. Ek en jy moet sy koninkryk gaan uitleef. Ek en jy moet rentmeesters wees van hom. Hy het ons aangestel om sy werke op hierdie aarde te doen. Hy het ons aangestel om beheer te neem oor die aarde. Hy sê dat ek het julle toegerus met my heerskappy, met koninklike heerskappy. Julle moet my skepping oppas. Julle moet my koninkryk gaan uitleef. Julle moet nederig wandel voor my aangesig, want ek is julle Elohim. Dis wie ons is. Dis wat ons moet doen. En die oomblik wanneer jy besef, wie is jy? Abba, wie is ek, dat U met my bemoeienis maak? Die oomblik as ek besef, wie is ek? En waartoe is ek geroep? Nie deur mense se opinies of deur menslike aanstellings nie. Ek is geroep om sy karakter te gaan uitleef. En hy gee ons die opdrag. Wie is ons? Gaan wees lig vir die wêreld en gaan wees sout vir die aarde. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En ons moet daai verantwoordelikheid uitleef, en die oomblik wanneer jy jou verantwoordelikheid snap en jy erken jou posisie in hom, dan raak gehoorsaamheid nie swaar nie. Dan is dit maklik om in sy weë te wandel. Dan leef ek in dankbaarheid. En dankbaarheid word dan 'n leefwyse. En dis waar ons wil hê. En ek staan vandag net eenvoudig hier by die koffietydrots in verwondering. Maar wie is ek en jy, dat hy met ons bemoeienis maak? Mense, hy ken jou, hy weet wie is jy, hy weet waarheen jy op pad is, hy het 'n hemelse perspektief rondom jou omstandighede. En nou kom die vraag, wie is die mens, dat U aan hom dink? En ek wil jou vandag los met hierdie boodskap, om vir jou te vra, wie is jy? Wie is jy? Kan ek gou vir jou antwoord? Jy is aangestel as die tempel van die Heilige Gees. Die woord sê in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. Weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees. Julle behoort nie aan julleself nie, maar julle behoort aan hom. Dis wie ons is. En saam met dit kom daar 'n verantwoordelikheid. En dis vandag my boodskap aan jou hier by die koffietydrots. Dankie dat ons saam kon koffie gedrink het. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. En ek wens ek kon hier gewees het waar ek nou is, hier waar ek nou met jou gesels. Mag die vrede van Skepper God, die Heilige van Israel, met elkeen wees, sodat jy in hierdie aand kan sê, wow, Abba, wie is ek, dat U met my bemoeienis maak. Mense, baie dankie, tot die volgende keer, Frik Weideman, Shalom.